baie welkom by vanaand se Aswoensdag. Ons wil graag die preekname opneem, so dis om ek oor die speakers moet praat. So ja, en ek dink almal gaan my beter hoor ook so. Ek gaan daar agter in die middel gaan sit daar rondom die orgel. So ek wil net vir almal baie welkom sê by vanaand se Aswoensdag. Dit is 'n tipe van dit is regtig eintlik 'n tyd van refleksie en 'n tyd van vas en 'n tyd saam met God spandeer. So vanaand se diens gaan nie glad nie 'n gewone tipe erediens wees nie. Julle sal sien die skerm is ook af en almal het 'n programmetjie gekry wat hulle gaan volg en ek gaan so praat so deur die program. So mag een en elkeen werklik vanaand die Here op 'n nuwe manier beleef, ook weer so sy teenwoordigheid beleef vanaand, bewus word van God se verlossing en van sy genade. Net so vinnig noem die Aswoensdag is gewoonlik die afkondiging van lydenstyd. So na Aswoensdag begin lydenstyd en ja, so dis regtig 'n lydenstyd wat natuurlik 'n tyd is van selfrefleksie, 'n tyd van om weer opnuut te werk aan jou verhouding van God, om bietjie terug te hou van jouself en meer na God toe te beweeg. So die kerkklokke het nou gelei vir die laaste keer voor Paasfees en kom ons sit so, dan sing ons lied 87 en volg die program verder. Maak my nou stil, Heer. Ek wil na U luister. My hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my my hart en my ore, dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. Maak my nou stil, Heer. Ek wil na U luister, my hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. Dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. Vanaand kom ons nie om te jaag nie. Vanaand kom ons om stil te word, om eerlik te wees, om weer te onthou wie ons is, wie God is. Hierdie is Aswoensdag, die begin van lydenstyd. Hierdie is 'n heilige uitnodiging van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, om 'n pad saam met Christus te stap na die kruis. Amen.
Kom ons sluit die oë en raak stil voor God. Here, maak van ons 'n pelgrim in hierdie 40 dae. Here, dissiplineer ons tot disippelskap. Here, laat hierdie geestelike vastheid vir ons lei tot 'n geestelike feestyd. Ons Here, suiwer my in hierdie tyd van my selfsug. Suiwer my van my bekommernisse, sodat ek, ons en almal saam U volheid kan dien. Amen. God van barmhartigheid, ons kom vanaand sonder maskers. Ons erken ons broosheid, ons moegheid, ons gebrokenheid. Here, leer ons om nie weg te vlug nie, maar om hier by U te bly. Want hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons maar stof is. 'n Mens soos gras in sy lewensdae. Soos 'n veldblom so bloei hy. As die wind oor hom waai, is hy nie meer daar nie. En sy plek ken hom nie meer nie. Maar die troue liefde van die Here is van altyd af en vir ewig oor hulle wat vir hom ontzag het. En sy geregtigheid geld vir die kinders, se kinders, vir hulle wat sy verbond hou, en vir hulle wat sy opdragte in gedagte hou, om dit uit te voer. God van barmhartigheid, ons kom vanaand sonder maskers. Ons erken ons broosheid, ons erken ons moegheid, ons gebrokenheid. Here, leer ons om nie weg te vlug nie, maar om hier by U te bly. Amen.
maar selfs nou, keer terug na my met julle hele hart. Vas en huil en rou is die uitspraak van die Here. Skeer julle harte en nie julle klere nie. Draai om na die Here julle God, want hy is genadig. Hy is barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy het berou oor die onheil wat hy bring. As Woensdag is nie 'n dag waar God ons roep om perfek te wees nie. God roep ons om net te wees. God roep ons om na hom toe te kom. Die as herinner ons dat ons broos is. Dat ons soms moeg, stikkend of onseker voel. Maar tog is hierdie nie vanaand, nie vandag 'n dag van veroordeling nie. Maar vanaand 'n uitnodiging. God kom sê vir een en elkeen, kom net soos jy is. Jy hoef nie jouself reg te maak voor jy na my toe draai nie. By my is daar vrede. By my is daar genade. By my is daar ruimte om net weer 'n bietjie asem te haal. Hierdie dag nooi ons vanaand om terug te keer met ons vrese, ons sonde, ons hoop, ons verlange. Hierdie aand nooi ons om God weer te vertrou. Dat hy die een is wat ons nuut maak. Vanaand bring ons harte. In hierdie stilte draai ons vanaand na God toe. Net soos ons is. Broos. In hierdie stilte draai ons vanaand weer na God toe. Soms swak en soms net honger vir nog meer van God. Kom ons vat hierdie stilte en dan gee ons alles vir God.
Here, vanaand in hierdie stilte draai ons weer na U toe. Amen. Dayenu is 'n Hebreëse woord vir 'n ou Joodse danklied. Dit beteken dit sou genoeg gewees het. Dit word tradisioneel tydens Paasfees gesing, waar die hele Joodse volk een vir een God se dade van verlossing onthou. Hoe hy hulle uit Egipte gelei het. Hoe hy hulle deur die woestyn gedra het. Hoe hy vir hulle in die woestyn kos en manna gestuur het. Hoe hy water uit rotse laat kom het. Met elke herinnering antwoord die mense Dayenu. Nie omdat God se dade klein was nie, maar om te bely dat elke enkele daad van genade op sigself reeds genoeg was. Dit het hulle geleer om nie net die eindbestemming te vier nie net dankbaar te wees oor die beloofde land nie, maar elke wat hulle saam met God gegee het, dit raak te sien, dit te waardeer. Vanaand gebruik ons Dayenu op 'n eenvoudige, 'n hedendaagse manier. Ons het dit aangepas vir vandag, vir ons lewens, soos dit nou is. In hierdie Aswoensdag erediens help Dayenu ons om selfs te midde van ons broosheid, te midde van ons onsekerheid, te kom stil staan, rustig te word in God se teenwoordigheid, in die klein en in die gewone dinge. Wanneer ons saam sê Dayenu, erken ons, selfs al het God ons vandag gedra, net vandag hoop gegee, net vandag by ons gebly, sou dit vir ons genoeg wees. Dit leer ons om dankbaarheid te vind op die pad, nog voordat die verhaal klaar is. En hoe mooi om nie dan Dayenu te kan sê in die begin van hierdie reistog van lydenstyd. Hulle sal sien in die boekies, is daar geleenthede waar ons gaan saam praat. Maar voor ons hierdie Dayenu hardop saam bely, gaan ek 'n oomblik van stilte gee. As hy ons net 'n nuwe sonopkoms gegee het, as hy ons krag gegee het vir vandag, sou dit genoeg gewees het. As hy vir ons 'n huis gegee het om in te skuil, as hy mense gegee het wat vir ons omgee,
As hy vrede gegee het, te midde van onsekerheid. As hy genesing gebring het, al was dit stadig. As hy hoop gebring het, toe ons moedeloos was. As hy ons vreugde gegee het in klein dinge, as hy vir ons 'n tweede kans gegee het, as hy ons net vandag laat asemhaal het, as hy ons in ons moegheid raak gesien het, as hy ons gedra het, toe ons nie meer self kon nie, as hy ons genade gegee het, toe ons tekort geskiet het, as hy ons nie losgelaat het in ons gebrokenheid nie, as hy ons stil gemaak het om weer te hoor, as hy ons teruggenooi het sonder veroordeling, as hy net vandag met ons was, in 'n oomblik gaan ek elkeen uitnooi vorentoe. En dan as jy vorentoe kom, kan jy 'n kers aansteek. As 'n teken van jou gebed. As 'n teken van jou verlange. As 'n teken
van jou hoop. Daarna sal jy teken van die kruis ontvang. 'n Herinnering dat ons maar net stof is. Maar ongeag dat ons gemerk is deur die genade van Christus. Toe wil ek julle uitnooi om vorentoe te kom, gaan ek weer eens vir ons 'n Isaiah lied speel. Jesus, remember me. In Afrikaans is dit Jesus, dink ook aan my wanneer jy in die ryk kom. Christoph. Jesus.
Ons Hemelse Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, neem ons soos ons is. Lei ons deur hierdie lydingstyd. Leer ons om rustig te stap, om diep te luister en om getrou te bly. Gaan in stilte, maar gaan in genade. Gaan saam met Christus op die pad wat lei na nuwe lewe. Amen.